nou via de motor, via daar, als een stand is, nee, die mag je niet concentreren. Ja, maar ik laat asseblief ons tot 'n nader staan asseblief. Goeie. Kan ons almal staan?
vra dat ons net so staande bly. Ek wil net vir almal van julle sê baie welkom. Joan, ons is saam met jou. En al die gaste, baie welkom, meneer Texera. Baie dankie dat u gekom het. Waardeer. Almal van julle, baie spesiaal. Voel welkom. Dis 'n plek waar ons welkom is in God se teenwoordigheid. Ek wil ons maar net saam bid. Dierbare Vader, ons kom in die goddelike naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Seun van die lewende God. Hy die weg, die waarheid, die lewe. Hy die enigste deur na die Vader toe. Ons kom neem afskeid van 'n geliefde, van 'n legende, van 'n groot boom, Here. En 'n voorreg wat dit is om hom te kan ken en te kan weet wie Dani McLean is. En ek wil vandag bid dat u deur die werking van die wonderlike Heilige Gees sal vertroos. Here Jesus het vir ons gesê, dis voordelig dat u weggaan, sodat u vir ons die trooster kan stuur. En Heilige Gees, ek vra, wees baie sterk teenwoordig, vertroos, versterk, bekragtig in hierdie dag. En maak asseblief die woord van die Here vir ons oop, lewendig, dat ons troos kan kry, ook uit hierdie woord. En ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Ek wil net namens myself, ons kerkraad en ons gemeente, ons innige simpatie betuig. En ek kan net vanmôre sê, ek eer jou man vanmôre met 'n das. Want jy kon hom altyd deur 'n ring trek. En ek het net gesê, ek dra nie meer 'n das nie, so maar vanmôre sal ek hom dra vir Dani. Ek gaan vir ons die afskeidsbrief lees. Jy kan saam met my lees daar op die blaadjie. Hy sê, oor jou kan 'n dik boek geskryf word, wat nou in een paragraaf moet wees. Hoe sê mens dankie en totsiens aan iemand wat so groot invloed op jou lewe gehad het? 'n onselfsugtige, opregte, diepgelowige man, wie sy skepper lief gehad het met sy lewe, wie sy omgee vir sy medemens onvoorwaardelik was. Die liefde en respek wat hy uitgedeel het, was onbaatsigtig. Hardwerkend, eerlik en opreg. Die beste eggenoot wat enige vrou kon begeer. 'n wonderlike pa en oupa. As hy gesels of gebid het, kon ons almal luister met aandag. Voorbeeldig, netjies, blink skoon skoene, skoon geskeerde gesig was prioriteit vir jou. Jy kon enige vuil taal nie verdra nie, jy het dit dadelik vermaan. Jy kon nooit gruwe of kwaad gevoelens dra nie. Jy het so maklik vergewe en was weer dadelik jouself na enige onder ons sê. Ons gaan jou so mis. Jy laat 'n groot leemte in baie lewens. Jy het weer mense se lewens aangeraak sonder om te weet en diep spore agtergelaat. Dankie. Die laaste jaar van jou lewe het siekte probeer om jou te steel, maar die geloof wat jy ten spyte gehou het oorwin. Die 1 jaar was kort teen al die ander wat jy voluit kon leef. Om jou te kon ken en lief hê was en is so 'n voorreg. Dankie. My groot beer met die kleinste hart wat ook kon huil. Al die eer kom toe aan die een almagtige God en Vader, wie jy so bemin het. Baie dankie. Ek wil 'n paar skrifte vandag met u deel. En my eerste een kom uit 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En ons is almal in 'n stryd, ons is almal in 'n wedloop, ons is almal in 'n resies op hierdie aarde. Ons almal moet die einddoel behaal,
Want op die einde van die dag, hierdie is ons almal se pad. Almal van ons gaan sterf. So die woord van die Here van ons baie duidelik leer. Ek sal nou daaroor 'n bietjie praat uit Prediker, maar vir my persoonlik groot voorreg gewees om Dani te kon ken 6 jaar. Daar by ons aanbid, man kragvas altyd. En ek kan so beamoen wat hierdie brief sê, geen vuil taal nie, hy het jou gou berispe, hy was 'n dierbare man. En die diepte wat gekom het in sy gees, die laaste paar jaar was fenomenaal. Dat ek kon sien, in wat 'n verhouding hy met die Here Jesus Christus gestaan het, en sy geloof was sy hoogste prioriteit. Sy liefde vir die Here was sy hoogste uitdrukking van vorm van gehoorsaamheid. Die feit dat hy nederig was, vredemaker was, as ons kerkraadsvergadering gehou het, sal hy sê, kan julle maar klaar kry? Sê ek, ja, ek weet jy is haastig. Sê ek wil by jou uitkom. Altyd hierdie tyd vir daai grap gehad. Maar daar is waar met 2 Timoteus 4:7 kom, die volgende vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Maar nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Nou, ek weet hy het geleef vir die Here. Ek weet hy was lief vir die Here, hy was uitverkoop vir die Here. Hy was 'n ongelooflike spanwerker, gasvry, vrygewig, oophartig. En ons sal hom so altyd onthou. En nou wil ek bietjie gaan na Prediker, laat ons so 'n bietjie dieper gaan. Ouens, ons leef in 'n tyd van baie onsekerheid. Ons leef in 'n tyd van slegte dinge wat oor die wêreld gebeur. Ek dink nie ons geslagte ken dit nie. Ek sê altyd, toe ons kinders was, ek is nou nie so oud nie, maar toe ons kinders was die oorlog net verby. My oupa kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit. Maar ons het nie hierdie swaar en hierdie onsekerheid beleef wat ons nou beleef nie. Maar nogtans bly God goed. En nou kom Prediker hoofstuk 3. Ek het so 'n paar verse uitgehaal. Hy sê alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En hier is ons vyand. Tyd. Ons het nie meer tyd nie. Ons het nie meer tyd om te kuier nie. Ons het nie meer tyd om by mekaar uit te kom nie. Want wat het hulle daai jare gesê, time is money. En toe het ons vasgevang geraak in die vloek van geld. Want geld het tyd gevat. En nou het ons nie meer tyd vir mekaar nie. Nou is ons hier by mekaar vandag en miskien sien ons mekaar by 'n volgende begrafnis. Ons maak nie meer tyd vir mekaar nie. En ek wil werklik pleit. Kom ons kom terug na ons wortels toe. Kom ons kom terug na die Afrikaner se gasvryheid. Wat ons besig is om te verloor. Ek onthou die tye wat ons afsluiting daar by julle gehad het. Daniel daar op die punt gesit en daar was sy plek en my sitplek was daar langsom. Anton het aan die ander kant gesit en ons kon net gesels. Ons kon net lekker kuier. En kom ons maak dit weer, want die woord van die Here is so in die kol. Hy sê daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe, daar's 'n tyd om te plant, daar's 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Daar's 'n tyd om dood te maak, daar's 'n tyd om gesond te maak. Daar's 'n tyd om af te breek, daar's 'n tyd om op te bou. Daar's 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, tyd om te ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek, 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om bewaar te word en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg, 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. En dan kom die vraag, watter voordeel het hy wat werk deurdat hy hom vermoei? En God is in beheer van tyd.
Voor tyd was God, na tyd is God. God sal altyd wees. Maar tyd is totaal in sy hand, en God is nooit haastig nie. Maar dat daar vir ons 'n beperking is in hierdie lewe, is 'n groot waarheid, want ons is almal gebore, en toe ons gebore is in die boek van die lewe, ons sterfdatum is opgeteken. En dan die Here, ons weet nie wanneer ons doodgaan nie, dan bekommer ons dood. Maar ons het tyd, ouens, en hoe ons hierdie tyd gaan uitkoop. Met ander woorde, wat jy gaan doen met jou begin van jou lewe tot aan die einde, is alles in jou hand. Want God skep ons met 'n keuse. So elke ou moet kies. Ek gaan God ken, ek gaan hom dien, ek gaan 'n pad met hom loop, want daar's wonderlike beloftes wat ek nou gaan uitlig. Wat God vir ons gee. Maar laat ons nooit ooit by 'n graf kom met verwyte en sê ek het my tyd gemors. Of ons kan nie 'n goeie woord sê oor die een wat weg is nie. Hy sê ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het. Kyk wat sê hy, om hulle daarmee te kwel. En ons is in daai tyd, ons is in hierdie tydvak vasgevang. Ons kwel ons, daar moet brood op die tafel wees, daar moet kos wees, ons kyk na al hierdie goed. En toe kom jy hartseer. Skus, ek is 'n Afrikaner, sal hom doodgaan. Toe kom jy hartseer. Toe begin dit goed gaan met ons Afrikaners. Baie goed. En toe kom hoogmoed uit. En onthou net, die duiwel het sy plek verloor oor hoogmoed. En ons moet by die voete van die Here Jesus bly. Asseblief. Hy sê, alles het God mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind, kan uitvind. God bly mysterie. Ek kan hom nie verklaar nie. Ek kan nie verklaar hoe hy werk nie, al wat ek doen. Ons moet soos 'n kind glo. Want hy is God, hy is 'n beheer, hy het jou pad vir jou uitgelê. Almal van ons wat hier is, almal wat luister, jou pad is uitgelê. God het hom uitgelê, hy sê in die woord, ek ken die begin voor die einde. As jy gaan na Genesis toe, jy gaan na Openbaring toe, kan jy gaan kyk na al die profetiese woord wat hy gegee het, selfs vir die tyd waarin ons lewe, is God se woord presies perfek. Alles wat hy gesê het, gaan gebeur, is besig om te gebeur. So het hy dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees, en goed te doen in die lewe. En dan kom die waarskuwing in vers 17, hy sê, ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. En hier kan ons 'n les leer, as dit met die goddelose goed gaan, hy gaan ook geoordeel word. Ons moet nie naganig wees nie. Ons moet nie afgunstig wees as dit met iemand goed gaan nie, en jy kry dalk swaar nie. As jy swaar kry tye van jou lewe, is jy op 'n baie goeie plek. Want God is besig om ons karakter te vorm. Ek gaan na Romeine 8 toe. Hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. So ons is almal in 'n stryd. Ons het almal 'n battle. Ons is almal in 'n geveg. Dit voel of ons dit baie dae nie maak nie. Dit voel of jy moet oorleef, jy moet alles doen. Maar kyk wat sê Paulus so mooi, wat daai heerlikheid gaan ons geopenbaar word. En kan ek vanaand gou vertel, waar's daar nie? In die woord uit. Jesus vertel vir ons die mooiste gelykenis. Hy praat van die ryk man en hy praat van Lazarus. Hy sê, en die bedelaar het gesterf en die engele van God het hom weggedra na die boesem van Vader Abraham. Hy sê, en toe die ryk man sterf, en hy moet nou nie dink hy praat teen ryk nie, hoor, God wil ons met almal ryk wees.
net nie dat jou rykdom jou beheer nie. Ons sê toe die ryk man sterf, het hy neergedaal na die plek van smarte. So onpersoonlik. So wat gebeur, die oomblik toe Dani sy asem uitgeblaas het maandagoggend, is hy weggedra. Jy gaan nie dood nie, jy lewe. Ons is nog nie by die Here nie, ons is nog nie in die hemel nie. Hy sê toe, die ryk man sy oë oopmaak, kyk hy op en hy sien vir Abraham, die aardsvader, deur wie die geloof tot ons gekom het. En hy sê vir hom, Vader Abraham, wees my genadig. Verkeerde plek, verkeerde gebed, verkeerde persoon. Daar's net Christus na God die Vader. Hy sê, ek ly smart in die plek, dat hy net sy vinger in water my tong kom verkoel, want ek ly smarte. En Abraham sê vir hom, kind, jy het die goeie in die lewe gehad, en Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy betaal die prys. En dan gaan die verhaal baie dieper en hy sê, maar ek bid u stuur iemand om my broers te gaan waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek kom nie. En Abraham sê, hulle het hulle dominees, hulle het hulle pastore, hulle het hulle profete, laat hulle na die luister. En daar is slim, hy sê, nee Here, maar as Vader Abraham, as iemand uit die dood uit opstaan, sal hulle bekeer. En hy sê, nee, hulle sal nie. Die vraag wat Jesus vir ons vertel van die ryk man en Lazarus, as daar nie sy grafkis nou kan oopgaan, wie se hart is nog so hard, dat ons nogtans nie sal bekeer nie. Jy sien, die hart is hard, en die tragedie is, God moet 'n plek kry in ons harde harte. Hy sê, want die skepping wag met ryk hals en 'n verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom, God, wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Hier is die belofte. Die vryheid en die heerlikheid van die kinders van God. Daar is ons belofte. Vryheid. Ons gaan nooit vry wees op hierdie aarde nie. Jy is vasgevang in 'n liggaam. Jy is vasgevang in 'n beperking. Die voeltjie wat daar buite vlieg is nie vry nie. Hy is beperk. Maar die dag as ons voor Christus staan, is ons vry. Dan het ons volkome vryheid. Hy sê, in die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word, van die slawerny van die verganklikheid. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug, en tesame in barensnood is, tot nou toe. Kan ons kyk wat gaan aan in Israel? Kan ons kyk wat gaan aan in Iran? Kan ons kyk wat gaan aan in die wêreld? Kan ons kyk wat gaan aan op in Afrika? Die wêreld sug. Die wêreld is moeg. Die wêreld roep na verlosser. En daar is net een, Jesus Christus. En nie alleen dit nie, hy sê maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Ons sien God nie, maar ons voel hom. Ons weet hy bestaan, ons weet hy is die skepper God, en daarom is my hoop, ek is goed genoeg. Met die weggeraping sou die Here vertoef om te kom, sou die dood verhoef om te kom. Het ek die hoop dat hy my gaan vat. Dis 'n ewige hoop. So ek sien hom nie, maar ek weet hy kom. Hy kom verseker. Daar's genoeg skrifte om dit vir ons te verduidelik. So hy sê as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En dan wil ek afsluit. 1 Korintiërs hoofstuk 9. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal.
En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Daarom sê Paulus, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. En daarmee wil ek my boodskap afsluit. Die vleuel het dit gemaak. Paulus sê daar's 'n skare verlosters wat hom aanpor. Daar's vanmôre 'n skare verlosters ouens wat ons aanpor, wat ons aanmoedig, wat vir ons sê, gryp Christus vas. Paulus sê op 'n ander plek, ons gryp hom soos hy ons gegryp het. Dis die moeite werd. Daarmee het die wedloop voltooi. Sy prys wag vir hom. Hy gaan nie die prys kry sonder ons nie. Wanneer die getal voltallig is, gaan ons almal die prys kry. Kom ons noem dit dan die groot parade. En dit sal so uniek wees as ons almal mekaar daar gaan sien. En Jonah weet jy het gesê, ek wil kom wat daar nie is. Ons gaan beklei vir dit. Gaan almal beklei. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, dankie vir 'n wonderlike God wat ons dien. Dankie vir 'n wonderlike, unieke man, soos Dani McLean. Wat 'n voorreg dat ons met hom kon hande vat, 'n pad met hom kon loop. Vader, daar is so baie wat ek kan vertel, maar vanmôre kom eer ek God vir sy lewe. Eer ek U dat sy dag wat hy gebore was opgeskryf. Iets sy wedloop vir hom uitgelê. En manmoedig het hy hierdie stryd gestry. Die gedagte sal altyd in my bly dat daardie oggend 2:30 het hy op sy bad gesit en hy het gebid. Hy was besig om met die Skepper God te praat. Hy het hom sag kom haal. Ek bid vanmôre vir almal wat hier is. Ek bid dat die woord van die Here sal ingang vind. Ek pleit vanmôre, Heilige Gees, dat U die harte sal sag maak. Dat ons net vandag opnuut kan besef. Dis nie 'n bangmaak tegniek nie. Ons gaan almal hierdie pad loop. Maar waar ons die ewigheid gaan spandeer, is in ons eie hande. Ek bid dat U kosbare Gees sal vertroos, sal versterk, en ek dank U vir dit in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou net luister na The Goodness of God, en daar's vir my baie prominent gevra. Luister na die woorde, asseblief, baie dankie. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the good
dankie. Ek gaan nou vra vir Anton de Pre om 'n huldeblyk te doen, asseblief. Baie dankie vir die voorreg wat ek het om huldeblyk aan Dani te dag. Ek en Dani was vir 34 jaar, amper 40 jaar vriende. Ons het mekaar in 1988 leer ken. Wonderlike mens. 'n Mens wat lief was vir sy gemeenskap, 'n mens wat lief was vir sy mense, 'n mens wat lief was vir die dorp. Hy het omtrent op elke komitee wat hy gedien het as hy die voorsitter. Wonderlike mens. En hy was 'n wonderlike vriend. En ek wil nog 'n paar goed sê, maar julle afskedsbrief het omtrent alles gesê wat ek wou sê. Maar ek wil, Dani was, hy is spesiaal gewees. Ons het mekaar kwaad geraak op die golfbaan. Ons is ook die grootste vriende daar. As soos hy Dani is by Vader Abraham, ek is bitter bly, want ek weet hy is daar. As hy een ding is wat ek weet, is dit dat Dani McLean is, ek het gedink in die hemel, maar hy sal daar kom. En ek wil vir hom sê, Dani, ek gaan vir jou mis. Ons gaan jou allemaal mis, al die vriende wat hier sit. Bly veilig het altyd gesê, as ek net in die hemel kan kom, al doen ek die tuinwerk, dan is ek happy. So wees happy, want jy is daar. As dat al 'n golfbaan is, hou die plek vir ons lekker reg. Ons is jou net daar op pad. Jy moet mooi bly. Dankie. Ja, dankie. Baie dankie, Alfred. Baie dankie. Alfred gaan 'n huldeblyk doen. En dan ook die bedankings, baie dankie. Goeiedag almal. Ek weet nie of my ma my gebruik het vir die, ek wil amper sê, is horrible, maar is nie voorreg om iets oor hom te sê wat vir my so awesome is van julle almal is, almal se hartsgevoel vir hom, sy herinneringe, sy paie wat jy gekruis het. Iets wat almal op hom wegvat is, hy is hy man van God. Voorbeeld van sy kleinseuns, ryk in Arthur Henry, myself. Almal wat met sy paie gekruis het, en as jy die voorreg gehad het van sy dag tot dag, kon jy sien, Oupa hy was nie jong nie, hy was oud, en hy het sy dinge en sy dinge gehad, maar sy spesiale tyd wat hy gespandeer het, was by die voete van sy Jesus. Ek wil julle 'n prentjie skep, waar Oupa het 'n John Deere trekker, hy het 'n lappie grond, net maar uit. Maar hy John Deere trekkertjie, dis nie 'n groot trekkertjie, dis 'n kleintjie. Hy lappie grond is nie morgen nie, dit is parakke. Maar wat ek wil by uitkom is, van sy gelukkigste tyd in sy lewe, het hy gespandeer tussen die voëls in die tuin, bedding maak, kyk na die dinge, uit op sy knie gestaan en beddings maak, wat hy my moeg maak op 80, dat ek vir hom dink, hoe doen hy dit? Hy het die energie gehad, die dryf, en hy was geseën met gesondheid, tot op die einde. En ek wil met julle deel, dat hy was so special mens vir ons, as family het, en ons kyk uit en uit, maak nie saak wie was nie, waar hy op paadjie met hom gekruis het nie, mense wat hom net geken het, ver langs, soos Anton sê, ek het 'n lang storie geskryf eintlik, oor wat dit beteken het vir Meyertendorp, hy het my stories vertel, waar toe Meyertendorp sy dreinsysteme begin bou word het, en ons praat baie jare terug, het hy per ongeluk, hy het my ook die storie vertel, hoe hy per ongeluk op die raad opgeëindig het. En per ongeluk, by 'n raadsvergadering wil almal die watersysteem gaan nou ingesit word, en Randwater is betrokke, en die raad besluit, ons gaan R5 by almal se water en ligte rekening moet sit. R5 moet almal gecharge word elke maand
vir daai voorreg. En sy woorde aan hulle was, kom ons plant net eers bome. En die vrou hulle vir wat? Want hy sê, want die mense gaan ons aan iets wil ophang. So gee hulle iets. En daai hoogtigheid van hom, het veroorsaak dat in daai spesifieke proses kon hy dit regkry dat die raad ooreenkom in die randwater negotiate en hulle het net R2 opgesit. Maar die storie het hom geraak oor wat sy dinamiese uitkyk hy vir almal gehad het. En hy het aan almal gedink en almal in ag geneem. En soos Anton gesê het, hy het sy striweling met een en elkeen van ons iewers in jou pad, het hy vir jou gesê, nee, maar ek is ongelukkig daaroor en ons het teruggeveg. Maar steeds het ons herinnering en 'n liefde in ons hart, want hy was tog altyd dan man van God. En veral in die laaste tyd het my ma het my die voorreg gehad om my te bel daai oggend waar hy afgesterf het en ek was daar 'n minuut of 2 na hy oorlede is. En al woord aan my was, hy daar in die reisstoel gesit en hy kliphard gesit en bid. En hy sê tyd spandeer met God. So, wil julle los met hy voorreg wat ons het, waar hy afrem en hy trekkertjie na my werkswinkel toe en vir my net kom hallo sê en sê die wiele is pomp hulle. En dit was vir my 'n voorreg om dit te kon ervaar en my gaan gemis word uit en uit. Nie net sy cheekiegheid nie, want ek en Aase, die dag voor hy oorlede is, stap nie eintlik 2 dae voor het. Stap ek in waar hy en Aase sit en kuier en ek sê iets en hy maak 'n grappie met my en daai grappie was so hy en ek kan dit nie vir almal verduidelik nie want dit is net oupa Dani. Hy was maar net oupa Dani. So almal van julle, van ons van die familie af, my laaste woord, een sinnetjie wat ek geskryf, ons is verskriklik lief vir hom, almal van ons. En een van die goede wat hy altyd reg gekry het, is om vir een en elkeen hier teenwoordig, weet ek jy, wat jy op jou naam en jou van gegeen. En as hy met my 'n storie gepraat het, of met my ma 'n storie gepraat het, of hy het jou iets vertel, het hy vir my gesê, Frans Grobler van daar het dit gedoen. Anton de Pre het dit, hy het Ferdy Manley, hy het elke, as hy met jou praat hy van die naam en die van, dan het elkeen persoonlik gemaak. En ons sal dit cherish vir altyd, en ons groet hom. Ek wil net my bedankings graag doen. Eerstens vir pastoor Eben in die AGS gemeente, Emmanuel Dankenwil, baie dankie pastoor vir julle bystand omgee, en wat julle vir hom in sy lewe beteken het, want dit was vir daai fundament waarvan hy afgewerk het. Baie dankie. En die dames van die gemeente, baie dankie vir die hulp met die verversings en die tee. En dan vir die ekstra verversings ook vir AGS, Emmanuel, Afkop, Alice Harp, en net vir model, lekker distributors vir hulle inset met die water en die sap. MCC en hulle bestuur, baie dankie vir die gebruik van julle fasiliteite. Vir burgemeester Pieter Texera, die DA Raad van Midwal, baie dankie vir julle teenwoordigheid, julle omgee en julle visit by my maag, dit het vir baie beteken. Dr. Stefan Engelbrecht wil ek nie mis, want Dr. Stefan en opa kom 'n lang tyd. In die oggend wat hy daar was, het hy met soveel dignity behandel, en het hom mooi na hom gekyk vir baie jare. En Dr. Stefan, baie dankie vir jou sorg, omgee. En dan vir die familie en vriende, ek sien baie van julle wat van ver af gekom het, en wat moeite gedoen het en julle tyd uitgekoop het om te kom julle laaste eerbewys, ons waardeer dit ook verskriklik. En die familie en vriende wat nie hier is nie, wat oor see is, ook vir hulle en hulle boodskappe, baie dankie. Almal se oproepe, net julle omgee en boodskap is baie dankie vir. Ek dink my ma waardeer dit regtig uit hart en het daar baie gedra. Dan wil ek ook vir Afkop, vir hulle diens en vir hulle hulp en hulle ondersteuning met dit. Vir al die voorbereiding. Ons plaaslike CPF in Glen Donald vir die omgee vir die ou mense. En dan oupa se bidgroep. Ek het die manne nooit regtig geken nie, maar daai bidgroep manne het vir hom 'n fondasie ook gegee wat hy vanaf verwerk het en hy het 'n paar oggende gegaan wat daai ou nie kon 5 tree loop nie. En dan dink ek, hoe
sal jy nie daai biduur mis nie. En ek haal my hoed af en ek waardeer julle manne vir wat julle vir hom beteken het, wie ook al julle is, blessings. En dan ja, soos ek gesê het, dank môre vir almal wat 'n impak gehad het op sy tyd en sy lewe op aarde. Ek groet julle, dankie. Baie dankie. Ek gaan vra dat die draers uit die manne vorentoe sal kom, hier voorkom staan asseblief. Skus, die meisies. Okay, so die manne gaan die graf dra. So die meisies sal hulle vir ons uitkom. Ek wil net vandag die dinge net reël. Ons gaan oor na die begrafplaas toe, die manne sal dan daarvan af die kus vat. Die van u wat nie wil na die kus, na die begrafplaas se kant toe gaan nie, net hier om is verversings in die saal, julle kan solank daar gaan wag, solank iets gaan geniet daar, dis beskikbaar. So ek gaan vra dat die dames dan nou vir my kom staan hier, dat ons net 'n slotgebed hier doen, en dan gaan ons, terwyl ons uitbeweeg, die oorwinningslied gaan vir ons dan gespeel word. Baie dankie. Kom ons staan net asseblief. Vader, waar ons hier afskeid neem, het ons vandag almal hoop, dat Paulus ons so mee bemoedig, ewige hoop, daarin wag vir ons. Ons het die hoop dat ons mekaar baie binnekort sal sien. Ek bid dat hierdie hoop in ons harte sal vaslaan vanmôre, en dat ons weet, ons is nie hier in 'n hopelose toestand nie, maar in 'n hoopvolle toestand. Ons het 'n hoopvolle toekoms, want God het ons toekoms. Pleit Heilige Gees, beweeg staan, troos, versterk, tot ons finaal afskeid neem. Ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Amen.
Kom Chris. Kan ook net die draas kras. Dis net wat jy agter my. Kort gaan aan die middel dan sal vir die agter wat jy dan reg moet jy reken agter. Ek wil net graag met ons almal deel uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ek lees daar vanaf vers 12. Paulus sê, as dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, maar ook vergeefs julle geloof. Want dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Hy sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop,
dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En dan wil ek gaan daar na vers 51 toe, waar Paulus sê, kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en die sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. En weet jy, ek wil u bemoedig en vir u sê, ek het dit nou genoem vandag in die diens. Daar gaan 'n wegraping plaasvind, daar's genoeg skrif in die Bybel wat dit vir ons sê in 'n oomblik, in 'n oogwink gaan ons verander word. Maar Paulus skryf baie duidelik, ons gaan hulle wat begrawe is, hoegenaamd nie voorwees nie. Want die oomblik as die roepstem van Christus kom, wat ek glo baie naby is, sal die grafte van die heiliges oopgaan en ons wat in die lewe oorbly sal saam met hulle Jesus tegemoet gaan in die lig. En dis waar die wegraping kom, dis waar die fees kom, dis waar die beloning kom, dis waar die boeke oopgemaak word. En daarom, ons het vandag nog die geleentheid om reg te maak met Christus. En weer, Paulus sê, hierdie is ons hoop. As ons nie hoop gehad het nie, was hierdie alles nutteloos. Dan kan ons gesê het, kom ons lewe, eet, ons drink, môre gaan ons dood, dis oukei. Maar dis nie wat die woord van die Here ons leer nie. So ons het nog steeds almal die keuse. Kan ons net saam bid. Dierbare Vader, ons neem afskeid. In baie harte voel dit finaal. Maar ek bid vandag dat die Heilige Gees hierdie in ons hart sal lewendig maak. Hierdie is 'n tydelike totsiens. Ons gaan dan nie definitief sien, wanneer weet ons nie, God is in beheer ook van daai tyd. Maar ek bid vir elkeen hier, dat ons sal seker maak van ons saligheid, dat ons sal seker maak, ons is gereed om ook ons Maker te ontmoet. En ek bid dat hier vertroosting sal kom, versterking sal kom, maar dat ons sal kyk met 'n geloofsoog na bowe, want ons weet ons verlossing kom vanuit die hemele. En ons dank U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie.
Sien later weer. Ja. Die wel, hè. Enig iemand anders vir laaste eer wil betoon?
Thank you. This concludes the service. Thank you.